Kom ons lees Levitikus 16. Dit is die instelling van die versoendag. Verskeie name gekry in die kommentare, die dag van versoening, die groot versoendag, die versoendag van die Here. Maar waaroor dit hier gaan, is dat die Here stel vir die Israeliete van daai tyd, van Levitikus 8 af tot hier, sekere reëlings in hoe hulle moet lewe. Verordeninge, verantwoordelikhede, metodes om gereinig te word van allerlei goed, soos siektes en allerlei ander onreinhede, reinigingsvoorskrifte, om op te bou na 'n hoogtepunt hier in Levitikus 16, waar die Here sê, julle moet reinig wees, en julle moet heilig wees, want ek is. En dan sê hy vir hulle, hoe dit gedoen moet word. Hy bring versoening, 'n versoeningsmodel tussen God en mens tot stand in hierdie situasie. Nou, dis 'n lang hoofstuk, en ek gaan ook nog nie by hoofstuk 8 begin nie. Ons lees dan in Levitikus 16, gaan ek net so uithaal, maar julle moet saam met my dit lees asseblief. Kom ons begin met vers 1 en 2. Levitikus 16 vers 1, die Here het met Moses gepraat na die dood van Aaron se 2 seuns, toe hulle voor die Here nader gekom en gesterf het. Die Here het vir Moses gesê, praat met jou broer Aaron. Hy mag nie enige tyd in die heiligdom agter die voorhangsel voor die versoendeksel ingaan wat op die ark is nie, sodat hy nie sterf nie, want ek verskyn in die wolk bo die versoendeksel, die teenwoordigheid van die Here, nee. Dan lees ons van vers 5 tot 10. 5 tot 10. Uit die volksvergadering van die Israeliete moet hy 2 bokramme vir 'n reinigingsoffer en 'n skaapram vir 'n brandoffer neem. Dis nou Aaron, die hoë priester. Aaron moet die bul vir die reinigingsoffer wat vir hom bedoel is, homself bedoel is, nader bring en versoening doen vir hom en sy huis. Dit is die Lewiete, die priesterlike gedeelte van die volk. Hy moet die 2 bokramme neem en hulle voor die Here by die ingang van die tent van ontmoeting laat staan. Aaron moet oor die 2 bokke looitjies trek, 1 looitjie vir die Here en die ander vir Asasel. Aaron moet die bok wat vir die Here geloot is, nader bring en as 'n reinigingsoffer offer. Maar die bok wat vir Asasel geloot is, moet hy lewend voor die Here laat staan om die versoeningshandeling op hom uit te voer en hom dan vir Asasel na die woestyn te stuur. Ons kom nou by die ontleding van hierdie verse. Dan asseblief vers 20 tot 22. Vers 20, wanneer die versoening vir die heiligdom, die tent van ontmoeting en die altaar afgehandel is, moet hy die lewendige bok nader bring. Onthou nou, die 1 bok is reeds geoffer. Aaron moet sy 2 hande op die kop van die lewendige bok lê en dan oor die bok belydenis doen van al die skuld van die Israeliete en al hulle oortredings. Ja, al hulle sondes. Hy moet die sondes so op die kop van die bok lê en hom dan deur 'n man wat vooraf aangewys is in die woestyn instuur. Die bok dra op hom al hulle skuld na 'n onherbergsame gebied. Die man moet die bok in die woestyn loslaat. Nou kom ons kyk nou net wat dit alles beteken. As ons net eers teruggaan daarna vers 1 en 2, dan sal jy nou jouself afvra hoe hou dit verband met die tema, maar dis nou baie interessant, dat in die proses van voorbereiding vir alles wat gedoen moet word vir die Here, was daar 'n geleentheid waar daar groot dinge gebeur het en die 2 seuns van Aaron, Nadab en Abihu, wat ook as priesters opgelei is, raak baie opgewonde en baie entoesiasties en hulle wil die Here dien, hulle wil iets vir hom doen.
En wat hulle dan doen is hulle berei dan vuur voor in die panne. Dit is 'n offer van verskillende reukgoeders wat mense meng en so aan. Dan word dit nou voor die Here gebring om hom te loof. Maar toe hulle nou, kom ek lees dit vir julle net weer, toe hulle nou in hulle entoesiasme dit nou doen, toe hulle dit vir die Here aanbied, is hulle self deur vuur van die Here verteer, omdat dit ongeoorloofde vuur was. Ouer vertalings praat van vreemde vuur. Dit wil sê, dit is vuur wat nie deur die Here goedgekeur is, of van hom afgekom het nie. In vers 3 sê dan, wie 'n offer vir my bring, moet besef dat ek heilig is. Sy ontsag vir my moet vir die hele volk duidelik wees. En dit is waarvan ek vroeër gepraat het, dat ons miskien dit kort in ons lewens vandag, dat die wat 'n offer vir die Here bring, moet besef dat die Here heilig is. En sy ontsag vir hom, wat ons vir hom het, moet van wedersyds van mekaar vir almal duidelik wees. Ook vir die vreemdeling daar buite. So baie belangrik die heiligheid van die Here en die reinheid en onbesmetheid van sy mense. Nou die dag van versoening of Yom Kippur word vir die volk ingestel, vaste dag wat teen die einde van September of vroeg Oktober elke jaar uitgevoer moet word. Dit staan in vers 34. Nou die hele gedagte is dat die sonde van die volk gebring moet word op hierdie dag en dat hulle dan onder leiding van die hoë priester 4 spesifieke rituele of simboliese handelinge moet onderneem om op die manier hulle sonde te bely en ook van die sonde verlos te word of bevry te word. Ekskuus, ek kon net bietjie so huiswerk instandhouding doen. Nou die eerste 3 simboliese handelinge hou almal verband met bloed. Bloed wat as 'n reinigingsmiddel gebruik word. En let maar daarna op, jy weet dit tog, ek praat nou nie met mense wat nie hierdie goed weet nie, dat bloed is in die Bybel simbolies van die middel wat ons reinig van sonde, wat mense reinig van sonde. So in hierdie geval is dit ook nie anders nie, dis waar dit vandaan kom. En interessant vir my was dat soos die beskrywing dit het, wat ons hier lees, doen Aaron hierdie goed op sy eie. En wat dit vir my sê is, daar's een persoon wat instaan vir die volk by God. En dit het ook nie verander nie, het dit. Daar's een mens wat intree tussen God en mens. Nou die finale handeling, in die hoogtepunt van hierdie ding, en die plek waar die volk nou uiteindelik, mens kan sê regtig deelneem, is wanneer die sonde van die volk verskoning, op die bok se kop gelê word. Die hele volk kan dit sien, dis baie visueel, dis nie binne in die tent van ontmoeting waar Aaron onsigbaar is vir die mense nie. Hier is hy sigbaar, almal kan hom sien, en dan word die hoogtepunt bereik van daai dag, wanneer daardie sondebok nou die sonde van die volk op hom kry. So dit is waar die term die sondebok vandaan kom, nie waar nie. En ek hoor nou hier so vanoggend voor die diens dat ek nou versigtig wees wat ek sê oor julle. Maar ek sal nou nie vingers wys nie, okay. Maar u weet hoe gebruik ons dit in Afrikaans, nee. Ons sal wag dat iets verkeerd gaan, en dan as iemand onverwags op ons afkom, dan sê ons, o nee, dit is hy. Almal wys die vinger na iemand toe. Hulle identifiseer iemand wat die skuld moet dra vir almal. En baie keer is daai arme ou heel onskuldig. Ek hoor dat by sekere dominees se huise daar nou, jy weet, 'n jeugbyeenkoms is en Bybelstudie en so. En die dominee en sy vrou gaan uit, hulle gaan maak koffie en begin die koek sny en so. En van die jong ouetjies kry 'n oliebol, 'n donut in die hande. Hulle begin hom rondgooi vir mekaar. Maar Kosie sit daar bo aan die punt van die tafel dood rustig, hy doen niks.
Hy is amper half onbewus van hierdie en iemand roep hom, Kosie, en hy kyk op en hier kom daai donut. Maar dit tref die blompot voor hom. Maar hy's 'n paaltjiewagter by sy skool en hy gryp die oliebol met die een hand en die blompot met die ander en die dominee kom ingestap want hy het hierdie rumoer gehoor. Nou, wat gaan hier aan? Kosie, is dit alweer jy? Nou u sien, so word die onskuldige skuldig. En hierdie bok wat niks met hierdie volk se sonde te doen het nie, skuldig gemaak deurdat die sonde op hom gelê word by wyse van handoplegging. Aaron sê vir die volk en vir die Here, Here, ons het gesondig. Ons weet dat ons nie heilig was nie. Maar u gee vir ons geleentheid om ons sonde te bely. U is bereid om ons sonde van ons weg te neem. U is bereid om ons te vergewe. En hy lê sy hande op die sondebok. En die sonde gaan oor van hulle op hom. Dis simbolies, nê? En die interessante daarvan is, die Here ken sy mense, en hy ken ons. Hierdie instelling word ingestel om jaarliks herhaal te word. Hoekom? Want die volk sou weer sondig. En ek kan nou vir jou waarborg, dat julle, almal hier voor my, sal weer sondig. Miskien ek ook, maar definitief almal van ons sal weer sondig. Maar dan hierdie aktiwiteit wat onderneem word om dan die bok uit te stuur, né, is simbolies daarvan dat die sonde word op die bok gelê, so die volk raak ontslae daarvan. Maar dit word weggeneem in die woestyn in. Dit word uitgestuur. Dit word heeltemal van hulle af verwyder, sodat voor die Here hulle skoon is van die afgelope jaar se sonde. En dit is 'n geweldige ding, is dit nie, om daardie vryheid te beleef, om vry te wees van daardie sonde. Nou kom ons praat net gou-gou oor Azazel. Ek het nou kundiges geraadpleeg in die verband, is vir my 'n baie vreemde woord gewees, eintlik. Ek moes dit al voorheen gelees het, maar dit nie by my geregistreer nie. Maar ek kry nie 'n behoorlike verklaring vir die naam nie. En ek dink nie ons moet ons koppe daaroor breek nie. Ek dink nie dis nodig om te spekuleer of dit nou 'n veldgod was of 'n sondegod of wat ook al nie. Ek dink ons kan volstaan daarbey om te sê wat vir ons belangrik is dat 'n bok geneem word en die sonde op hom gelaai word en weggestuur word. Dit is die belangrike. Dit is die kern hiervan. So moet julle nie te veel steur aan daardie naam nie. As jy dit wil navors natuurlik, maar dit is nie so 'n groot saak om dit presies te moet verstaan nie. Ons moet verstaan wat is die kern hiervan. Sonde word deur belydenis oorgedra op 'n ander en dit word weggeneem. Nou verstaan jy natuurlik dadelik waarvan ons praat, want ons praat dan in die derde plek van Christus as ons ware sondebok, nie waar nie. Nou die Ou Testamentiese mense het al reeds vooruitgesien na Christus, hulle het die belofte gehad in die profesie, hulle het verwag, daar sal 'n verlosser kom, wat 'n einde sou maak aan hierdie seremonies, en wat 'n einde sou maak aan sonde, of sonde skuld voor die Here. Jesaja 53 vers 6, wat julle almal baie goed ken, ons almal het soos kleinvee gedwaal. As jy nou 'n nuwe, as jy die 2020 vertaling doen, dan kry jy nou hierdie soort van ding, jy weet, soos kleinvee. Dis 'n baie mooi vertaling, 'n direkte vertaling, maar in Suid-Afrika weet ons nie van kleinvee nie, ons weet net van skape. Ons almal het soos kleinvee gedwaal. Elkeen van ons het sy eie koers ingeslaan. Nou kan ek vra, waar of onwaar? Maar die Here het ons almal se sondeskuld op hom laat neerkom. Dis profeties nie waar nie. Dis 'n vooruitskouing wat sou kom. Ek het gesê die volk het daardie finale verlossing verwag. En soos wat die hele volk se sonde op 'n fisiese bok geplaas is, die sondebok, so het die Here in sy genade en geregtigheid voorsiening gemaak
dat ons sonde, soos hierdie teks vir ons sê, maar die Here het ons almal se sondeskuld op hom laat neerkom. En dan sê Hebreërs 9 vers 26b tot vers 28a, maar nou het hy, Jesus, net een keer in die volëinding van die tye verskyn, om deur sy offer die sonde weg te neem. 'n Mens is bestem om net eenmaal te sterf, en daarna kom die oordeel. En dan vers 26, so is Christus ook net eenmaal geoffer, om die sondes van baie weg te neem. En verdere bevestiging Romeine 6 vers 10, want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God, en Paulus pas dit daartoe op die gelowige ook. So, hier praat ons nie van herhalende offer nie, ons praat van die sondebok wat gekom het, en die sonde van almal wat in Christus glo, Johannes 3 vers 16, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. Dis waarvan ons praat. Ons praat van 'n eenmalige offer, wat eenmalig weggeneem word, sodat ek en jy voor Christus kan staan as mense wat nog nooit gesondig het nie. Hy sien, voor God kan staan, hy sien ons deur Christus Jesus. Hy sien nie ons sonde nie. Dit is van ons weggedra op die wonderlikste, die ongelooflikste manier. Sodat ek en jy vrye toegang het tot die tent van ontmoeting. Ons hoef nie daar binne afgesonder te leef in ons Christenheid nie. Ons leef in die openbaar, ons leef in die teenwoordigheid van die Here. En u weet, ek sê, jou kerk en jou werk moet dieselfde wees. Wat jy hier is vandag, moet jy môre by die werk wees. Maar dis hoe ons leef. Hoekom leef ons so? Omdat die sondebok, die finale sondebok, die volkome en volmaakte sondebok, gekom het en in my en jou plek die sonde op hom laat pak het. Daar waar hy in die kruis gehang het. En hy het op 'n stadium uitgeroep, my God, waarom het u my verlaat? Hoekom? Omdat die sonde van die wêreld so swaar op hom geweg het, dat hy totaal verlate gevoel het, soos die bok wat in die woestyn uitgedryf is. En inderdaad, sê die skrif ook vir ons, hy is uitgedryf, né? Waar het ek dit nou neergeskryf? Ek het dit hier ergens, maar hy is buite die stad, is hy gekruisig, sodat dit daai onderskeid so duidelik sou wees. En daarom het ons 'n volmaakte sondebok. Die onskuldige word skuldig gemaak deur my en jou sonde. In 2 Korintiërs 5 vers 21 sê dit so mooi, want hy, dis die Here, God die Vader, het hom, Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Die totale versoeningsgedagte word hier finaal saamgebind in Christus. In Christus is daar versoening vir my en jou sonde voor God die Vader. En dit word van ons af weggeneem, soos wat daai bok uit die kamp uit weggeneem is. En dan wanneer Jesus aan die kruis uitroep, dit is volbring. Waarvan praat hy? Hy praat van ek het my roeping, my missie voltooi. Ek het die sonde van die wêreld gevat, weg van hulle af. En ek het namens hulle almal belydenis voor u kom doen. Ek het namens hulle almal voor u, Vader, kom en my lewe gegee en geboet vir daai sonde. Sodat u hulle sal sien as mense wat rein is voor u. My broer en suster, dis 'n ongelooflike ding om aan vas te hou, dat Christus die sondebok is wat in my en jou plek gesterf het. En ek wil regtig hê dat u moet in die week wat voorlê, moet u tyd maak om daaroor te dink. Nie spottenderwys nie
om in ons lewenswandel na ander mense te verwys nie. Ons hoef dit nie te doen nie. Ons moet kyk na Christus en ons moet besef wat hy vir ons gedoen het en ons moet daarvolgens lewe. En ek wil dan graag afsluit met Hebreërs 13 van vers 10 af, waar geskryf is, ons het 'n offeraltaar waarvan die wat in die tabernakeldiens verrig, dit wys nou terug, na die gebruike van waarvan ons gelees het. Die wat in die tabernakeldiens verrig, nie mag eet nie, want die karkasse van die diere waarvan die bloed ter wille van die sonde deur die hoëpriester in die heiligdom ingedra word buite die laar verbrand. Daarom, dis vers 12, daarom het ook Jesus so buite die stadspoort gelei, sodat hy die volk deur sy eie bloed kon heilig. Laat ons dus uitgaan na hom buite die laar en sy smaad verduur, want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons is op soek na die toekomstige stad. Laat ons dan deur hom voortdurend 'n lofoffer aan God bring. Dit is die vrug van lippe wat sy naam saam bely. Daar eindig ons waar ons begin het, ons lippe wat hom saam bely. My broer en suster, verneder jou voor die Here. As jy nie vir Christus ken nie, jou tyd loop uit. Ek is nie 'n profeet nie, ken jou nie persoonlik nie, maar as jy nie vir Christus ken nie, die tyd loop uit. Hy het vir ons sonde gesterf. Hy het die vereiste dat jy dit moet glo, en wanneer jy dit glo, kan jy weet dat jy voor die troon sal staan op die dag van oordeel as 'n persoon wat nooit gesondig het nie. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, wat 'n ongelooflike en onbeskryflike voorreg het ons, om ons u kinders geken te mag word. Ons dank U, Here, dat U ons U eie gemaak het deur die bloed van Jesus Christus, ons Here, die volmaakte sondebok. Ons dank U dat Hy wat sonder sonde was, ingetree het vir my en vir elkeen wat in hom glo, almal wat hier voor my sit, dat Jesus die Here is. Hy is nie net 'n sondebok nie, hy is die volmaakte in elke opsig. En waar ons onvolmaak is, het hy voor God gaan staan en ons onvolmaakhede op hom geneem, sodat ons as volmaak gesien kan word. Ag Here, help ons om ons toe te lê hierop, help ons om heilig te lewe, help ons om te verstaan wie U is, en dat ons in nederigheid en opregtheid U en mekaar sal dien, met liefde en met toewyding en met entoesiasme, sodat U groot en heilige naam heilig gemaak sal word in ons midde. Ons vra dit, Here, alles in Jesus naam. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Mag nou die liefde van God ons Vader en die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees in hierdie week wat voorlê. Amen.